Goeiemôre, my naam is Rian van Lille, grondkundige en agronoom vir Limagrain Field Seeds. Ons staan hier in 'n lucerningland, baie belangrik. Eerste ding wat jy moet doen voor jy die lucern vestig, is om seker te maak dat jy genoeg gronddiepte het, met ander woorde worteldiepte ook. Baie belangrik om 'n gat te boor met hierdie instrument of dan profielgate te maak. Lucering het 'n baie diep wortelstelsel of 'n potensiële diep wortelstelsel, so dit is belangrik om te weet hoe diep die grond sy wortelgroei kan toelaat. Hierdie is 'n goed gedreineerde apedale grond met nie te hoë kleie nie. Dit is definitief van die beter gronde waarop jy lucering kan plant, solank die gronde goed gedreineerd is en daar's geen keerlaag nie. Keerlaag wat jy kan kry is klipfraksies, klei of natheid. Veral hier so in die Douglas area is daar chemiese keerlaag soos karbonate, harde karbonate. Dit is belangrik om te weet watter tipe keerlaag jou grond het. Met ander woorde, klipfraksies, chemiese keerlaag of klei en natheid. Goeiedag, ek is Dirk Coetzee van Limagrain. Ons staan vandag hier in 'n lucernland naby Douglas op die plaas van Hein Milke. Ons het hier 'n proef geplant van verskeie cultivars. Limagrain bied 'n wye reeks van cultivars van Dormansie 7 tot 11, maar vandag wil ons slegs fokus op 2 cultivars en ek staan hier op die lasry tussen die 2 cultivars. Aan my linkerkant het ons WL 525 HQ en aan my regterkant het ons WL 458 HQ. Nou die 2 cultivars kom albei uit in Noord-Amerika uit. Ons voer die saad in van daai kant af. Dit is uit dieselfde teelprogram uit. Die WL'e verwys na die teelprogram. Dit staan vir Waterman Loomis. Dit is dan die oorspronklike 2 teelers wat die teelprogram begin het. En hierdie 2 cultivars is geteel vir dieselfde tipe eienskappe, omdat sekere teelprogramme fokus op spesifieke eienskappe waarvoor hulle teel. Nou die WL 458, soos ek genoem het, is 'n Dormansie 7. Die cultivar is in 2020 in Suid-Afrika bekend gestel. So ons het nou 'n goeie 5 jaar wat ons met hom doenig is en ons kry baie goeie terugvoer. Dit is 'n relatief, in lucerne terme is dit 'n baie jong cultivar. Aan my linkerkant die WL 525 is 'n cultivar wat al vir amper 30 jaar in Suid-Afrika beskikbaar is en wat steeds een van die gewildste cultivars is en volgens kenners en boere waarskynlik die heel beste cultivar op die mark is en vir goeie rede is hy nog steeds beskikbaar. Die teelers van die WL 525 het self nog geen verbetering vir ons toestande kon vind waarmee hulle hom kon vervang nie. So as 'n mens die 2 cultivars met mekaar vergelyk, die nuwer WL 458 en die ouer WL 525, is dit moeilik om hulle te vergelyk in terme van die track record wat hulle het, maar die 458 begin vir ons wys net mooi hoe hy inpas en dat dit 'n baie goeie opsie vir ons is. So die agtervoegsel van beide die cultivars, die HQ verwys na high quality en dit is 'n eienskap waarvoor die teelers spesifiek teel om seker te maak in sekere opsigte of onder sekere toestande het hy net so 'n bietjie 'n beter gradering as 'n cultivar wat byvoorbeeld nie die HQ het nie. Die teelers ken die HQ toe aan cultivars wat hulle ontwikkel vir hulle eie teelprogram en nie elke cultivar kry die HQ agtervoegsel nie. Dit is spesifiek vir sekere cultivars wat aan die kwaliteitsstandaarde voldoen. Die proef waar ons staan is op die 10de Junie geplant met 'n lemkenplanter. Hier is verskeie cultivars geplant, so dis moeilik om nou 'n vergelyking te tref, maar hierdie spulpunt het 'n 3.1 ton snit gegee middel September op die eerste snit en ons gaan waarskynlik nou einde Oktober sny ons die tweede snit. Soos wat mense hier kan sien, die hergroei wat 'n mens in 3 weke het, is ongelooflik. Die lucerne seisoen is nou in volle swang aan die gang. Die hitte help definitief die cultivars om by daai produksies uit te kom. Die WL 458 en 525, soos ek vroeër genoem het, is uit dieselfde teelprogram uit en daai teelers, buiten die opbrengspotensiaal, die langslewendheid waarvoor hulle teel en die HQ kwaliteitsstandaarde, teel hulle ook vir goeie siekteweerstand, goeie lysweerstand vir grondgedraagde siektes en swamsiektes op die blare. Enige van die skadelikste swamsiektes word daar weerstand voor geteel. So die 2 cultivars is in hulle eie reg besondere cultivars en het elkeen 'n spesifieke aanwending. Ons het oor die laaste klompie jare het ons as gevolg van kleiner produksies op die WL 525
het die saad al hoe duurder geraak en laer saadopbrengste wat ouens in die buiteland kry op die ouer cultivars maak dit net al hoe duurder om WL 525 in te bring. WL 458 aan die ander kant is 'n baie nuwer cultivar, daar's groter produksies wêreldwyd geplant en die saadopbrengste is beter. Daarom is daar 'n groot prysverskil tussen die twee cultivars en boere wat aanvanklik WL 458 geplant het sy op dieselfde spulpunt as WL 525 langs mekaar of dalk op aangrensende spulpunte langs mekaar, het nou na 5 jaar het hulle begin sien maar die WL 458 hou by met die opbrengs van 525 en hou by met die kwaliteit van 525 en het ook die produksieleeftyd van 525 en daar's boere wat so 2 seisoene terug die eerste keer eie inisiatief die WL 525 en 458 begin meng het. Die resultate wat ons daar sien is ongelooflik. Vir my wat nou meer tegnies na dit wil gaan kyk, maak dit ook sin as 'n mens gaan kyk na proefdata uit die Noord-Kaap en die Oos-Kaap uit. Die winteraktiwiteit van die twee cultivars, alhoewel die ene 7 en die ene 8 is, onder ons toestande is die winteraktiwiteit baie vergelykbaar. Beide is 'n WL en beide is 'n HQ en vir daai redes maak dit vir my sin dat omdat hulle baie dieselfde bestuur word, maak dit ook sin dat boere dit sal wil meng en op so 'n manier die saadkostes bietjie afbring, maar glad nie inboet op kwaliteit en opbrengste. Net om vir julle 'n idee te gee hoe goed hierdie grond bestuur word en wat se goeie grond dit is. Hier op ons handboor van die punt af tot hier waar hy ingeskroef word is 300 ml, by die eerste merk is 600 ml. Hierdie is 900 ml en hier waar die steel is 1200 ml, met ander woorde 1.2 meter. As ek hom nou net hier gaan indruk, kyk net daai pragtige worteldiepte, potensiële worteldiepte wat ons het in hierdie rooi apidale gronde. Uitstekende, goed gedreineerde gronde vir lucerne, want lucerne het potensiële baie diep wortels. Pyk, perfekte grond, die grond word goed bestuur en goed besproei. Ons staan hier in 'n WL 458, WL 525 mengsel. Hierdie mengsel is geplant einde Mei. Middel September rond was die eerste snit, 'n 3.2 ton snit gewees, 'n baie mooi snit waarvan ons die bale vroeër gesien het. Die tweede snit was slegs 20 dae na die eerste snit en die tweede snit was 2.1 ton. Hulle het bietjie gedruk om die snit af te kry omdat daar reën voorspel word. Maar ek dink 'n 2.1 ton snit op gemiddeld op hierdie pivot na slegs 20 dae se hergroei na die vorige snit is baie goed. So wat ons vroeër gesê het, hierdie twee cultivars, die boere het begin meng en ons sien dat daar goeie resultate is met die twee saam. In terme van opbrengs, kwaliteit, aanpasbaarheid, dit werk regtig goed en ons is baie tevrede met wat ons hier sien.